Aluma Capital, altyd aan die groei. Welkom terug by die Groot Ontbyt. Dit is tyd vir volgenskrantbesprekings en Gert van die Westhuizen sluit volgend by ons aan. Goeiemôre Gert. Goeiemôre Jennifer en goeiemôre Suan. Môre Gert. Ek wens ons kan eerder oor gedigte as oor die nuus praat. Gert, daar is jou nou opgewonde, nê? Ons kan liries raak. Kan ons liries raak Ja, hoor? oor die sirkus van die politiek en dan oor 'n paar lekker goeders wat jy vir ons ingesit het soos beere in Japan, James Bond, die beste stede vir kos. Dis nie net slegte nuus nie. Ja, dis daarom ek het gevoel die nuus maak 'n mens neerdrukkend. Mens moet dalk so 'n bietjie goetertjies soek wat mense dalk bietjie kan laat glimlag. Dankie daarvoor. Gert, maar voordat ons by die nuus kom, wil ek net gepraat oor jou pragtige hemp. Dit is baie belangrik. Ja, dis Bafana wat môre speel. Ek probeer nou maar opgewonde raak. Hierdie wêreldbeker is die een wat my die minste opgewonde maak sedert 1978. Ek weet nie hoekom nie. Maar môre speel ons teen Mexiko. Môre speel ons teen Mexiko. Hierdie trui dateer nog uit 2010 uit want die nuwe ondersteunerstrui is te duur. Maar ek hoop ons kan Mexiko klop. Dit sal goed. Vir Bafana hoop ek ons kan tot die tweede ronde toe deurdring, tot die uitklopronde. Dit sal 'n klaar groot prestasie vir ons wees. Daar's 10 Afrika spanne. Ek wonder of Afrika span ooit die wêreldbeker gewen. Laas was Marokko in die halfeind, nee. Ja. Ons sal maar sien hoe dit hierdie jaar gaan. Gert, ek dink dit gaan moeilik wees. Meer spanne hierdie jaar ook in die wêreldbeker, so hy is bietjie uitgereg. 48 spanne is verskriklik spanne is baie. Ja. Maar ek dink ek hoop in ons groep ons in Mexiko gaan deur. Ja, ons is baie dapper. Ons praat lekker sokker terwyl Peer nie hier is nie. So aan verduur ons. Ja, dis presies. Nee, julle kan maar voortgaan. Ek dink net aan arme Guyton McKenzie en sy gevolg wat nou so lank na al die baie lande se wedstryde moet kyk, sies tog, nê? Nee? Ja. Wat jy ook nie sal doen vir jou land nie. Presies. Maar ons begin by die ekonomie wat groei. Ja, en terwyl ons daar op sokker is, ek sien Italië se ekonomie stagneer 'n bietjie. Een van die redes is omdat hulle die derde keer agtereenvolgens nie vir die wêreldbeker kwalifiseer het nie. Ja. Nou ons het daarom gekwalifiseer en ons bruto binnelandse produk het in die eerste kwartaal van die jaar beter gevaar as wat verwag is, met 0,5% op 'n kwartaalgrondslag gegroei. Nou die regering is baie opgewonde uiteraard. Maar daar's baie kritici wat sê nee, dis nie genoeg nie. Ons kan nie so aangaan nie. Die groei is net te min. Ons het 'n beter groei nodig. Ek weet nie hoe gaan ons ekonomiese groei bewerkstellig om van daai werkloosheidssyfer bietjie minder te maak nie, maar dit gaan moeilik gaan. Baie mense sê die regering se beleid is verkeerd. Daar's mense wat sê die Irak-oorlog is ook besig om ons soos ander ekonomieë in die res van die wêreld bietjie lam te lê. Ek sien Magda Wejcika het selfs gewaarsku die ekonomiese gevolge van die Iran-oorlog kan selfs tot onstabiliteit lei, onrus lei en dit is iets wat 'n mens nie hier wil sien nie. Maar ek sien 9 van die 10 sektore het gegroei. Dis goed om te sien mynbou het bietjie gegroei oor verslag. Landbou bly baie sterk, 3,9% gegroei. Ja. Tersiêre sektor, handel, die staatsdiens, ek weet nie hoe dit gebeur nie, maar hy het gegroei met 0,3. Nutsdienste het gegroei. Dis net die sekondêre sektor en vervaardiging basies wat afgeneem het. Jy weet, en baie mense sê ons vervaardiging sal moet toeneem om meer werk te skep en meer geld vir die ekonomie in te kry. Ek dink dis die ding, Gert, dit is wonderlik om te hoor dat ons ekonomie groei beter as verwag. Ek wil wel sê ek dink ons verwagting was bitter laag geweest. Ja, ons verwagtinge is maar laag. Is laag. Ek dink enigiemand op hierdie stadium wil hê die ekonomie moet meer groei en dan moet daar uit hierdie groei werkskepings en werksgeleenthede kom en ek dink dis die belangrikste op hierdie stadium vir Suid-Afrikaners. Ja, en ek is baie bly om te sien ons kredietgradering is bietjie opgegradeer vir die eerste keer in dink 2 dekades. Jy weet, dis omdat ons nou van daai gryslys af is en ons moet bietjie kyk ook na daai tipe van goederes om seker te maak dat ons daarmee 'n soort van 'n standing in die wêreldgemeenskap het wat dit aanbetref, jy weet, en ek dink ons vorder stadig, maar seker baie mense sal sê dis danksy die regering van nasionale eenheid. Ander mense sal sê nee, ons kan beter vaar. Ek sien die kongres van die links is dit allerlei planne wat nog nooit gewerk het nie wat hulle wil in werking stel, maar kom ons kyk maar hoe dit gaan. Ek hoop nou maar die regering van nasionale eenheid persoonlik hoop ek hulle kan 'n rukkie aan bewind bly en dat hulle die ekonomie daardeur kan lig. Ja. Ook want ek dink markte in die buiteland hou daarvan dat ons 'n regering van nasionale eenheid selfs in Amerika word daar met groot hou hulle van die regering van nasionale eenheid en hulle praat goeie woorde daaroor. So ek dink dit help nogal die ekonomie groei in die stadium. Ek sien daarom die ANC sê hulle besef meer werk en werkskepping is nodig vir beter ekonomiese groei. Dit is goed. Regte mense in die regte posisies is wat ons nodig het. Dan ongelukkig het xenofobie ook gegroei, veral in die Wes-Kaap. Ja, dit in die Wes-Kaap gegroei. Ek sien 2 mense in hegtenis neem vir die moord op 2 Mosambiekse burgers. Nou hier moet 'n mens nou weer die regering bietjie
kritiseer want ek dink hierdie krisis kom al van lank al af. Hulle het dit nou weer soos alle krisisse gelos totdat dit baie erg raak en basies onhanteerbaar raak. Ek sien die waarnemende minister van polisie het ook gewaarsku daar kan geweld kom. Songezo Zibi van Rise Mzansi het sê beslis mense gaan sterf op 30 Junie as hierdie dreigement dat alle buitelanders uit die land uit moet wees wat ongedokumenteerd is, as daai dreigement volgehou word. Die regering sê hulle kan nie mense keer om optogte te hou nie, maar ek dink hulle kan mense keer om haatspraak te besig. Jy weet, van Kiel de Boer tot ons moet Ubuntu nou 'n bietjie opskort. Dis onnodig. Ja. Sulke goed het nie 'n plek in ons samelewing Ja, nie. aanhitsing tot geweld Is onaanvaarbaar. Is heeltemal onaanvaarbaar. Maak nie saak van wie af dit kom. Jy weet, daar's geen goeie rede vir dit nie. Mense kan verstaan dat mense omgekrap is oor onwettige immigrasie, maar dis ook die regering se skuld. Ja. Ek sien wel onder Dr. Leon Schreiber, die minister van binnelandse sake, is daar heelwat vordering al gemaak. Daar's baie mense wat die land probeer binnekom het dit teruggestuur. En ek dink dis 'n baie goeie ding en hy probeer die korrupsie in die departement van binnelandse sake hoekslaan want dit lei dikwels tot die verkoop van dokumente wat maak dat onwettige immigrante die land binnekom en dan dring hulle met die plaaslike mense mee om skaars hulpbronne. Jy weet, dis waar die ontevredenheid vandaan kom. So dis baie maklik. Dis 'n vonk in 'n kruitvat. En ons het nou al gesien wat gebeur as daai vonk die kruitvat laat vlam vat, soos in die verlede. En ons het dit nie nou nodig nie. Dit gaan ons internasionale aansien en ons aansien in Afrika erg skade berokken. Nee, verseker. Gert, dan moet ons praat oor e-pos en ek dink in 'n tyd waar boere so onsaglik sukkel met back and close is hierdie absoluut onaanvaarbaar. Ja, Jennifer, en hierdie hele geveg wat die DA ook nou aan het met die Vryheidsfront Plus is net so eenvoudig dat 'n mens jou tyd nou op sulke goed mors terwyl die land baie ander werk nodig het. Maar nou ja, dit is die FMD, dis 'n foot and mouth, die FMD staan vir foot and mouth. Wat is die ander woord nou? Dis 'n organisasie wat wil kyk dat daar opgetree word met die foot and mouth en hulle back and clown. Hulle het toe nou 'n ding gestuur vir die departement en Steenhuisen se stafhoof het dit uitgestuur en gesê dit as vermaak afgemaak. Nou hierdie goed kom altyd maar uit. Jy moet weet as jy op die internet klim en op sosiale media klim, die goed gaan uitkom. En dit het nou uitgekom en dis nou 'n groot verleentheid vir Steenhuisen en hy het dit as onaanvaarbaar afgemaak. Baie die Vryheidsfront Plus is nou baie kwaad daaroor met reg, jy weet want ek dink hulle verteenwoordig seker 'n groot deel van daai gemeenskap en hulle eis nou dat daar opgetree word en alles, jy weet en mense dink ook nou net aan Jordan Eloos wat nou die hele tyd vir Pieter Groenewald aanvat oor die paroolmense wat weg is. Dit is 'n probleem. Dis nie Pieter Groenewald se skuld nie. Hy het ook maar net Steenhuisen in die departement geërf wat nie baie goed was nie. Jy weet en ek vind dit vreemd dat die DA Groenewald so aanval. Dis asof hulle die aandag daardeur wil weglei van Steenhuisen in die back and claw krisis. Ja. Jy weet so ek dink dis bietjie kinderagtig. Ek dink regtig 'n mens verwag meer van jou politici. Veral as jy met 'n krisis soos back and claw te doen het. Jy weet, ons het nie nou tyd vir politieke speletjies nie. Nee, en goedkoop beledigings tussen die twee partye, dit sal niemand aan nie. So stop dit tog net en doen wat jy moet doen. En ek dink ook soos jy sê, jy weet, ons kyk na departement soos landbou waarvan John Steenhuisen die minister is en ons weet ons boere sukkel met back and close hier, hulle baie lank baie kritiek het oor daar nog nie genoeg kommunikasie was of oop kommunikasie was nie en die hoeveel saak wat in die howe was ook op hierdie stadium. Dan vir 'n organisasie om vir jou departemente e-pos te stuur om te sê ons wil nouer saam met jou werk en jou stafhoof om dit af te maak as vermaak en dit vir almal aan te stuur as ag kyk nou weer hier lekker vermaak is totaal dan onaanvaarbaar vir die veelheid boere wat sukkel om met jou in die eerste plek te kommunikeer. Dis basies 'n klap in mense se gesig, jy weet. Veral omdat dit nou uitgekom het, jy weet, jy kan seker maar so dink by jouself, maar moet dit nou nie in die hele wye wêreld versprei nie. Jy weet, so dit is net 'n baie ongelukkige, onverkwikkelike situasie. Die hele back and close situasie is baie onverkwikkelik. Steenhuisen word aangeval, die DA val Groenewald aan, juist daarom dink ek en ons vorder net glad nie. Nee, glad. Wederwysige respek soos Steenhuisen sê, maar dis net deur samewerking wat ons vordering kan toon. Ja, dis baie waar. Amen, broer. En jy weet, nou is altyd nog lid van die regering van nasionale eenheid ook. Nou beklei hulle met mekaar. Ons kan seker maar die goedjies agter geslote deure 'n bietjie klein jakkalsies moet vinnig in die kiem gesmoor word. Dan hierdie klink soos 'n uitstekende boektitel, Malema en die tabaksmokkelaar. En die beleerde polisiegeneraal. Ja, dit is die derde karakter. Malema het baie goed gedoen met Pala wat hy die president verantwoordbaar wil, maar nou moet hy dieselfde met homself doen.
Maar daar's natuurlike beweringe dat hy en Feroz Khan, tweede in bevel van die polisie se misdaadintelligensie eenheid wat die EFF se 10-jarige banket as gas bygewoon het. En Mohammed Sayed, 'n sakeman wat na bewering met die onwettige tabakbedryf verbind word, dat hulle saamwerk, dat hulle ontslaag geraak het van 'n adjunkdirekteur van polisie inligting, dat hulle vertroulike polisie inligting gedeel het, selfs dat Khan 'n vraag vir die EFF in die parlement opgestel het. En jy weet, Malema se groot vriend is ook 'n lid, is ook deel van die maatskappy waarvan Sayed deel is. Carmi Links, Adriano Mazzotti se naam, nou sien ek die nuutste beweringe sê ook Khan Sayed Khan is vir Feroz Khan se broer en hy het hom gehelp om ander tabaksmokkelaars te benadeel en so aan. Dis net 'n verskriklike groot blik wurms hierdie wat oopgemaak word deur die Madlaga kommissie. En almal word daardeur geraak, lyk dit vir my. Ja, en ons in hierdie artikel gaan ons ook weer terug na die WBS bank toe en geld daar waarby Julius Malema se naam betrek word, waarvoor ons ook nooit regtig antwoorde gekry het in daai saak nie. So jy is heeltemal reg. Ek bly mense hou ander mense verantwoordelik, verstaan en dat jy opstaan vir Pala, maar meneer Malema nou is jy in dieselfde situasie. Nou dieselfde bootjie. So antwoorde van jou ook asseblief. Ja, antwoord, vat jou pak as daar pak te vat is en jy weet, jy kan nie die hele tyd ander mense uittrap en dan staan jy self. Daar was altyd die mooi Afrikaanse spreekwoord, jy kan nie self agter die deur staan en ander mense dan uittrap nie. So kom uit agter die deur uit en sê bietjie vir ons wat gaan daaraan. Ja. En jy weet, dis eintlik skrikwekkend dat 'n misdaadintelligensie polisieman so nou saamwerk met 'n politikus en met beweerde tabaksmokkelaars. En kyk waar is ons misdaadintelligensie, dit is een van die groot probleme. Ja. Hoekom ons nie misdaad kan behoorlik in hierdie land nie. Ja. En net omdat dit baie gebeur beteken nie ons moet sag raak daarvoor. Nee, jy weet maar mense het nie veel hoop vir die topstruktuur van die polisie as jy hierdie goed lees nie. En dan dink jy aan daai arme polisiemanne wat elke dag hulle werk doen, soos adjutant-offisier Sanders wat verlede week getuig het, dan sien jy hoe so 'n polisieman behandel word deur sy baas en dan wonder jy wat se motivering het gewone polisiebeamptes om elke dag werk te gaan en 'n baie gevaarlike werk te doen. Sjoe. Hierdie is wel nog net beweringe, so ons kyk wat gebeur. Kom ons kyk wat gebeur. Alles Pala is ook beweringe, die meeste van dit. So kom ons kyk wat gebeur. Gert, dan moet ons praat oor die oorlog in die Midde-Ooste wat net as mens dink dis besig om kalmer te raak en dan ewe skielik is dit nou weer vlam en vuur. Dan straik nie 'n popo nie, maar 'n helikopter die ver. Gelukkig vir die Amerikaners is die twee soldate wat in die helikopter was het oorleef en hulle is gered en alles, maar nou was Trump baie kwaad daaroor en toe is Iranese teikens aangeval. Iran het toe teruggeslaan deur weer teikens in Kuwait aan te val. Hulle beweer dit raak nie die onderhandelinge nie, maar ek weet nie, hierdie ding wil net nie verder kom nie. Ek dink sien net getel, hulle sê Trump het nou al 37 keer gesê ons is naby aan 'n ooreenkoms. En ons kom nie naby aan 'n ooreenkoms. Die hele tyd hou die oorlog net die hele wêreld gevange nie. Die hele wêreld se ekonomie word gevange gehou daardeur. En dit voel vir my of alles ook so 'n bietjie te doen het met Israel en Libanon en wat daar eindig dit ook nie. Ja, want Iran wil nou hê Israel moet ophou om Libanon aan te val voor hulle vrede maak en Israel het nou weer vir Libanon aangeval. 8 mense is weer dood. En die arme Libanon kom ook net nie van die grond af nie. Jy weet, daar gaan nie veel aan met al daai terreurgroepe wat daar is en die aanvalle van Israel. Dis net 'n baie nare situasie vir die mense wat daar bly nie. Ja, ek het gesien gister of eergister het Libanon se president ook jy weet gesê hy wil hê Israel moet uit sy land uit, hy wil hê Iran moet ophou sy inmeng in sy land, net hy en sy mense in die land kan die land regkry. So bly uit ons land uit. Dis 'n baie goeie standpunt wat hy het om vir die ander mense sê bly uit ons land uit. Hulle het al klaar baie probleme binneland in hulle eie land met faksies en godsdienst en al daai tipe van dinge. So hulle het nog inmenging van buite nodig. Nou gepraat van inmenging, mag die Paus kant kies tussen Real Madrid en is dit Barcelona span? Ja. Mag die Paus kant kies. Wat sê julle? Jennifer kies openlik Arsenal se kant. Ek voel hy hoef hom nie jy weet dit is nie sy doel om sportkant te kies nie. Hy moet net vrede in godsdiens bewerkstellig. So hy mag seker maar voorkeurspan hê. Ja, maar kyk, daar's die Himere vat gewoonlik vlam daaroor Barcelona en Madrid. Jy mag dalk 'n voorkeurspan hê, moet jy dit vir jouself hou. Jy sien hy het te veel volgelinge, so hy's nou 'n baie magtige opinieleier. mens nie. Hy moet eintlik homself. Maar dink jy regtig iemand gaan van Barcelona af Real Madrid toe oorloop omdat die Paus meer van Real Madrid hou? Ek twyfel. Maar ja, Gert, dit is nogal 'n verkokende situasie baie keer in die land oor hierdie twee spanne. Ja, kyk, die verdeeldheid.
baie groot verdeeldheid altyd. Jy weet ja, ek het dit nou maar aangesit met die oog op die Wêreldbeker wat nou môre ook begin, jy weet, ons gaan nou sien hoe hierdie Wêreldbeker afloop. Ek sien daar's weer 'n skeieregter van Somalië toegang geweier tot die land. Van Iran se mense mag nie inkom nie, hulle mag hulle vlag swaai nie. Dis goed wat mense nie eintlik wil sien nie. Mense hoop tog nou maar net die Wêreldbeker loop goed af. En ons sal baie vroeg moet opstaan, lyk my partykeer as jy van die wedstryde wil sien. Jennifer sê haar tweede span is Spanje. Dit is. Wie is jou tweede span so aan? Ek het nie eens die eerste span nie gehad. Bafana is Bafana die eerste moet nog weer span. eerste span wees. Langehoven. De Langehoven, ag nee. Ek sal maar aan Jennifer se kant Dis staan. sy ondersteun Bafana as haar eerste Ja, span. Bafana. Dis klaar. En dan Natuurlijk. Spanje vir die tweede span. Ja. Ja. Ons albei doen dit. Bafana is my eerste span en Banyana is my tweede span. Daar Ja, sy. okay, nou raak dit te ingewikkeld vir my. Nou kan ons eerder weer gedigte praat. Asseblief. Gert, kom ons praat oor die veiligste lande in die wêreld. Ja, op daai lys gaan ons nou nie beland nie. Nee. Ek sien die wêreld het meer konflikte as ooit sedert die Tweede Wêreldoorlog wat aangaan. Dit is nogal rof. Ons sit gelukkig ver van baie van die konflikte af, alhoewel die konflikte naby ons is soos DRK, Mosambiek en mense kan seker Sudan bysit, maar die veiligste land in die wêreld is IJsland, gevolg deur Nieu-Seeland, Switserland, Slovenië, Ierland, Oostenryk, Portugal, Singapore, Finland en Japan. Gert, het hulle gekyk na net situasies in die land, hulle gekyk hoe betrokke hulle by oorlog of konflik is? Ek dink nie hulle het net gekyk na dit nie, ek dink hulle kyk ook na ander goed soos hoe veilig mense voel binne in die land. Jy weet, dis waar ons nie baie goed doen nie, want ek dink hoeveel moorde het ons nou per dag 70. Ja, Wat baie. verskriklik is. Dis eintlik gelykstaande aan 'n lae intensiteit oorlog se lewensverlies. Jy weet die aantal moorde wat ons in 'n land het. Jy weet, mense besef nie eintlik altyd hoe verskriklik dit werklik is nie. As jy kyk na hierdie lande, so, ek meen as daar in Oostenryk byvoorbeeld iets gebeur soos 'n skoolskietery wat ons gesien het laas jaar, dan is dit iets verskrikliks nie. Hier by ons het ons alweer massaskietery gehad die naweek. Ons sien dit al hoe meer. En dis goed waaraan ons moet begin dink, jy weet. En die ander ding is, een van die maniere waarop ons wel kan geld maak en wel werksgeleenthede kan skep is toerisme. Verseker. En mens moet sorg dat jy daarom veilig is vir toerisme. So, ons het nog baie werk om te doen voor ons op hierdie lys gaan beland. Is ons daarom op die lys vir die beste 20 stede vir kos? 11de is Kaapstad. Daar's een lys wat ons daarom haal nie. Maar Lima Fantasties. in Peru is die beste stad vir kos. Blykbaar is dit nou een van die groot kulinaire hoofstede in die wêreld. ek moet so Daar's seker gaan. allerhande lekker kos soos daai rou vis, ceviche of wat noem jy dit? Sashimi. Nee, ceviche of dit Ja. is ook mos rouerige vis as ek dit nie mis het nie as ek reg kan onthou. Maar blykbaar gaan doen hulle baie goed wat al hierdie vreemde en fancy kosse aanbetref. Jy weet dis daai partykeer is hierdie fancy kosse so klein en Ja. min as jy by die huis kom en jy nog vir jou toast maak. Maar ja, dit is maar dit is goed om te sien, jy weet, en dan stede soos Londen is natuurlik daaronder, New York is daaronder. Hulle kyk ook na die groot verskeidenheid van kos wat in 'n stad gemaak word, weet die verskillende kulture wat jy in 'n stad kry. Ja, hulle praat van die roast beef in Ja. Londen wat nou eintlik vir hulle uitgestaan het daar. Dit lyk baie lekker nie. En daai is Mexico se nê. O ja, Mexico natuurlik. Ja, Gaiten hulle kan bietjie En die Thailand se nê, was lekker vir my gewees. Dit lyk my heerlik. ja, baie Thailand se lekker. is altyd lekker nie. Nee? Dis gesond ook nie. Wel ek wil net vir julle sê 21ste op die lys is die groot ontbyt. En chef Susa gaan vandag vir ons 'n gevulde O. filet maak, hoor. Okay, maar ek is altyd te bly vroeg vir daai ingeskakel ontbyt. daarvoor. Jy is Ja. jammer Gert. Gert, kom ons praat oor James Bond. Ja, Sir Idris Elba, die Ja. bekende Britse akteur, hy het ek dink 3 dae terug gesê moenie vir James Bond woke maak nie. Nee, ek stem saam. En hy het 'n vorige keer blykbaar gesê moenie vir James Bond swart Ja, maak nee, nie. hy sê want baie mense sê hy is een van die mense wat in die tou staan om die nuwe James Bond te word. Hy sê nee. Moenie gaan vir nie James werk Bond nie. swart maak nie, dit gaan nie werk nie. En toe het die leier van die Britse konservatiewe party Kemi Badden nog by hom Ook dit aangesluit. Hy sê moet asseblief nie vir James Bond jy weet woke maak die Idris Elba daar sy aanhaling wat hy gesê Bond is groot reg oor die wêreld. Jy weet maar moenie nou 'n man van Afrika die nuwe James Bond maak nie. Jy weet alles word deesdae woke. Mense besef jy weet soos hulle sê jy weet dis maar met ontvlugting te doen. Dis nie nou nie eintlik 'n politieke stuk gereedskap wat jy het nie die Bond ding nie. Dis maar met ontvlugting te doen. Dis as mens kyk na die tyd wat die Bond goed geskryf is, dis lank in die dae voor politieke korrektheid. So moet jy dit nou verander. Jy weet ons het hierso by ons dieselfde probleem gehad met Herman Charles Bosman se stories wat dekades gelede geskryf is vir 'n heel ander gehoor en nou word daar sekere woorde en goed gebruik wat mense nie meer aanstaan nie. Moet jy dit nou verander?
Ek dink net jy met James Bond 'n vrou maak nie, want ons Nee. bestaan nie sprake dat James Bond 'n vrou moet Ja. wees nie. En ek is ook so dis James Bond, hou James Bond en James Bond. Ja, dis maar net 'n storie, jy weet, wat mense daarvan hou. Dis ontvlugting, dis regtig. Ja. Jy kan al die James Bond flieks op een naweek kyk en jy kan lekker wegbreek uit die aaklige werklikheid van die wêreld partykeer. As daar nie formaliteite en unwokeness in James Bond is nie, dan gaan daar niks reëls wees wat hy kan breek nie. Ja, dan En gaan dis hy niks juist kan daai breek. Hy sal stuitigheid niemand wat kan ons van hom skiet hou. nie. Ja. Daai license to kill sal Ja. onttrek moet word. Hy sal nie mag rook nie, hy sal nie martinis mag drink nie. Ja. Hy sal nie mag jag nie. Ja, en dit gaan dan nie nie 'n thrill wees nie. Dan gaan dit maar baie vervelig wees. Gert, dis onontbeerlik. Ons moet vinnig gesels oor die beere in Ons het Japan. verlede week gesels oor die beere in Japan ook en gesê die beeraanvalle in Japan neem baie toe. In die een stad waar se naam ek gaan probeer uitspreek, Itsunomiya of so iets. Daar's bly 500,000 mense in die stad. Hulle het 10 skole gesluit toe 'n beer daar gewaar is. Sjoe. Dit is die beer wat ons Ja. verlede week van gepraat het. Hulle het hom toe uiteindelik gevang gekry, hulle het hom verdoof met 'n pyl, maar nou staan 'n ander beer weer gewaar. Ja. Nou lyk my die beere word wakker na hulle lang winterslaap en dan is hulle baie honger. En hulle is al hoe nader aan mense omdat die mens al hoe meer uitbrei en hulle habitat binnendring, jy weet. So dis baie So gevaarlik. wie se skuld is dit dan nou eintlik? Ja, wie se skuld is dit eintlik? Ek sien dan maar daar's verlede jaar 13 mense dood nie. So ja, dis baie jammer. Gert, baie dankie vir die saamgesels. Sterkte met Bafana. Jy moet 'n lekker dag hê. Baie dankie en julle moet lekker gedigte lees later. Dankie. Baie dankie. Dankie, Gert. Dit is Gert van die Wesduisen. Ons is nou weer terug. Aluma Capital, altyd aan die groei.